Amen. We worship your name. Yes. Lord, we praise your name. Yes. Come on. We worship your name. We praise you, Jesus. Oh, blessed be the rock of my salvation. Blessed be the rock of my salvation. For the Lord is on my side, and He's made His victory mine. Come on. Blessed be the rock of my salvation. Yes, Lord. Blessed be the rock. Blessed be the rock. Blessed be the rock. Blessed be the rock. Blessed be the rock of my salvation. Yes, Lord. Blessed be the rock of my salvation. Blessed be the rock of my salvation. For the Lord is on my side, and He's made His victory mine. Blessed be the rock of my salvation. Hallelujah. Oh, blessed be the rock. Blessed be the rock. Come on. Oh, blessed be the rock. Blessed be the rock. Blessed be the rock of my salvation. Blessed be. Come on. Oh, blessed be the rock. Come on. Blessed be the rock. Blessed be the rock. Hallelujah. Blessed be the rock. Oh, blessed be the rock. My salvation. My salvation. My salvation. Come on, let's praise Him in this place. Let's give Him the glory. Woo! The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it. They are saved. The name of the Lord is a strong tower. Yes, the righteous run into it. They are saved. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Most high. Oh, blessed be the name of the Lord. Yes, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Most high. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it. They are saved. The name of the Lord is, amen, a strong tower. The righteous run into it. They are saved. Come on, let's praise Him. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Most high. We praise your name, Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Bless Lord. Blessed be the name of the Lord. We praise your name. Blessed be the name of the Lord. Most high. We praise your name, Jesus. Blessed be the name of the Lord. We praise your name, Jesus. Here, dankie dat ons kan staan in the victory. Oor siekte, Here. Oor ons finansies. Oor ons familie. Ons weet, Here, dat U het al reeds vir ons die oorwinning gegee. En ons kan vandag in daai oorwinning staan, Here, sonder dat ons op die battlefield is was.
Thank you, Jesus. We stand in your victory. We stand in your presence and your love. We stand in your peace. Dank je, Jesus. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. Yes, you are, Lord. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. Come on, let's lift up our hands. So we lift up holy hands in one accord. We bless your name, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. We bless your name, Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. We bless your name, Lord. We bless you, we bless you, like you bless us, Lord. We love you, Lord. Thank you, Lord, for loving me first. We give you the praises, for you are great. You are great, Lord. You are great in your faithfulness, Lord. We praise your name. We give you all the glory, Lord. We worship your name, Lord. It was lonely in the dark, but you were working. It was painful, it was hard, but you were working all things for my good. Couldn't feel you at the time, but you were working, full of questions, wondering why. But you are working, yes, Lord, all things for my good. 'Cause when I look back over my life and I think, how could you have been? My soul sings, great is
We worship your name, Lord. Toe ons in die bidkamer was, toe deel ek, toe Dawid in die grot weggekruip het vir Saul. En ek maak eers nou die connection. Toe sê hy, Lord, let the reproach be upon my enemy. Wil net hier opkry. Let them be covered with reproach and dishonor, those who seek to injure me. But for me, I will wait and hope continually. My praise will be more and more. En toe ons die song net sing, sê ek soos, Here, hoe bevestig U dit net? Dat ons almal wag. En God het 'n plan. Maar terwyl ons wag vir God, loof ons hom. Want terwyl ons hom loof, lig hy daai bonds. Hy breek daai goed wat ons terughou. En ons gaan daai weer sing. You turn it around, Lord. I don't know when. I don't know how. But every time, you do it somehow. En elkeen van ons weet, God doen dit. Hy het dit al gedoen voorheen, en dit is wat ons die geloof gee dat hy dit weer gaan doen. Wat ook al dit is in jou lewe vanoggend. He can do it again. Yes. You turn it around. You turn it around. Come on. Yes. I don't know when, don't know how, but you always do it somehow. Wat ook al dit is vanoggend. You turn it around. Hy sal jou deursit. You turn it around. Jy moet net aanhou glo. Don't know when, don't know how, but you always do it somehow. When I look back, oh, 'cause when I look back over my life and I think, how could you have been? My soul sings, great is your faithfulness. When I get your love on my mind, I get grateful all over again. My soul sings, great is your faithfulness. Yes, oh, my soul sings, great is your faithfulness. You turn it around. You turn it around. I don't know when, don't know how, but you always do it somehow. Yes, Lord. You turn it around. You turn it around. Don't know when, don't know how, but you always do it somehow. That's the praise your name, Lord. Oh, I trust in you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. We worship your name, Jesus. We praise your name, Jesus. Hallelujah. We praise your name, Jesus. Amen. Amen. Here, ons gee aan U die lof en die eer. Here, praat met ons vanoggend. Ons luister na U. Amen. Amen. Ek kan maar sit. Baie dankie julle. As die Heilige Gees so teenwoordig raak in sang, dan raak ek skoon bewoon. As ek dink soos hierdie lied sê, hoe die Here al dinge omgedraai in my lewe en ek seker in u lewe. Toe Susan vanoggend in die bidkamer praat oor die prys wat Dawid nog steeds gebring het. Toe laat my dink, jare terug, ek was baie jonk geweest, was nog in die dae van CD's.
Toe koop ek 'n CD van Vicky Ann Serfontein, ek weet nie of iemand haar ken nie, maar op haar eerste lied, waarmee sy bekend geword het, sê, Heer, ek smag so na U. Nou daai jare, ek het deur Jameson gery, ek kan dit goed onthou, die robotte het nog gewerk, en ek luister na hierdie lied, en ek kom so in geestelike vervoering, waar sy sing, Heer, ek smag so na U. Toe ek weer sien, toe is ek in die middel van 'n robot en hy's rooi. En ek kyk vinnig links en regs en almal staan stil en daar is selfs 'n ou wat vir my gewaai het. Dis wat die Here doen, wanneer jy met sang die Here loof. Deur die woord, deur gebed. Maar sang is 'n kragtige wapen. Jy kan oral in die woord gaan kyk, teen die vyand. Kom ons bid saam. Here, wat 'n wonderlike oggend. Here, waar ons die krag van die Heilige Gees so in ons lewens kon voel, so rondom ons. En ons weet, Here, dat U is lief vir ons. Daarom kan ons hierdie dinge aanvoel. U het dit in die woord gesê. Ons loof en eer U. Seën ons in hierdie oggend. Word U verheerlik. In Jesus naam. Amen. Ek wil vanoggend met U praat oor die krag van ons woorde. My woorde, jou woorde. Jy weet, daar is miljoene woorde wat in boeke opgeskryf is. Miljoene woorde in tydskrifte, op die internet artikels, waar ook al, teen mure. Maar dis net normale, gewone woorde. Maar daai selfde woorde vind ons in hierdie woord van God. Dit lyk dieselfde, jy spel dit dieselfde, jy spreek dit dieselfde uit, maar dit is anders, want dit is God se woorde. Luister wat sê Jesus in Johannes 6, vers 63. Dit is die Gees wat iemand lewend maak. Die mens self kan dit nie doen nie. Wat ek vir julle gesê het, aan die ander woorde, dit wat Jesus spreek, kom van die Gees en dit gee lewe. Met ander woorde, die woorde in hierdie woord is nie net gewone woorde nie, dit gee lewe. Salomo sê dit so in Spreuke 4:22, want dit beteken lewe, die woord van God. Vir die wat daarna luister, 'n volle lewe vir hom wat dit besit. In Spreuke 4:22 lees ons dit en dan kom ons na Hebreërs 4 vers 12 toe. Hier sê die Hebreërs skrywer, die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot in die siel en gees en gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Selfs al lyk dit of die woorde in hierdie boek gewoon is dit nie. Want hy sê hier, dit gee lewe en dit dring deur tot in jou bene. Timoteus 3:16 sê Paulus vir Timoteus, all scripture is God's word. All scripture is God's word. Die Bybel is moontlik die grootste geskenk wat God vir ons hier op aarde kon gee, saam met die Heilige Gees. In die woord sal jy waarheid vind oor wie jy in Christus is. In die woord sal jy rigting kry oor die lewe se moeilike omstandighede wat partykeer oor jou pad kom. In die woord sal jy wysheid kry om jou te help met besluite. Jy sal antwoorde kry op al jou vrae oor die toekoms. In die woord kan ons lees wat gebeur in die Midde-Ooste en wat gaan gebeur. Hierdie woord is lewend. Maar nie net dit nie. Die woord is kragtig.
Ek en jy sal krag ontvang wanneer ons hierdie woord lees, want daar is krag in die woord van God. Ons moet leer om hierdie woord te spreek. Wanneer jy God se woord spreek en jy verklaar dit, gebeur daar dinge. Jy stoor God se woord in jou hart. En wanneer jy dit nodig het, wanneer daar 'n geleentheid oor jou pad kom, wat jy dit moet gebruik, omdat jy dit gestoor het, kom dit na vore en jy kan iemand help daarmee. Wanneer jy probleme in die gesig staar en jy dit gestoor het, kan jy sê, groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Wanneer jy vrees, kan jy Psalm 27 vers 1 spreek. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Wat van eensaamheid? Jy kan sê, Here, U het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Die Bybel leer ons dat ons gedurig in 'n geestelike oorlog betrokke is. 'n Oorlog wat ons nie met die oog kan sien nie. 'n Oorlog wat teen jou lewe is, teen jou geliefdes se lewe, teen jou kinders, teen jou sukses, teen jou geloof. Want die een wat hierdie oorlog aanvoer, is die Satan. En die Bybel waarsku ons dat hy kom net om te steel en te verwoes. En ons moet uitkyk vir hom. Hy sê dit in Johannes 10 vers 9. Daar waarsku die woord van God ons. Maar ons hoef nie bang te wees nie. Al het jy 'n vyand, is daar goeie nuus. Want daar staan in Lukas 10 vers 19. Kyk, ek het aan julle die mag gegee om op slange en skorpioene te trap en om die vyand met al sy geweld te oorwin, sonder dat iets julle enige leed sal aandoen. Jy moet hierdie vers onthou, want God gee nie net vir my en jou die autoriteit oor die vyand nie. Hy gee ons ook die wapens om teen die vyand te veg. In 2 Korintiërs 10 vers 4 sê die woord, die wapens van ons stryd is nie die wapens van 'n mens nie, maar kragtige wapens van God, wat vestings kan vernietig. Soos ons net nou gesing het, as ek terugkyk en ek sien hoe die Here vir my deurgekom het. So die mens het kragtige wapens wat God vir ons gee, in sy woord, tesame met jou geloof en die Heilige Gees. Dit is die swaard van die Gees. Jesus het die krag van die woord verstaan. Jy sal onthou toe hy in die woestyn was. Na 40 dae was hy honger, hy was moeg, hy was uitgeput, hy was op 'n laagte. En omdat hy so kwesbaar was, toe kom die vyand. Dis ons wanneer hy kom, wanneer ons op ons kwesbaarste is. En hy begin hom te versoek. En in steede daarvan, laat Jesus soos Esau, wat sy eersgeboorte reg verkoop het, toe hy so gevoel het, in steede daarvan dat hy dit doen, kom Jesus, en hy gee vir hom net woord. Hy spreek woord, spreek woord, spreek woord, tot laat die vyand die wyk geneem het. Daarna het Jesus sinagoge toe gegaan, in Nasaret, sy tuisdorp. En hy het daar aangegaan, en hy het gaan staan, en hy het gevra vir die skrul, die rol. En daar het 'n persoon gekom, omdat die rol so swaar en groot was, het die persoon hom gehelp om die rol af te rol. Tot by die plek wat ek en jy ken as Jesaja 61. Nou daardie jare was daar nie hoofstukke nie, daar was nie teksverse nie. Dit het eers in 1227 na Christus gekom, sodat ek en jy die woord beter kan verstaan en kan onthou. En Jesus lees iets wat 700 jaar gelede deur Jesaja geprofeteer is. Lukas 4
vers 18 en 19. Dis wat Jesus gelees het. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep, en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Dit was Jesus se eerste preek, net daai kort preek. En toe het hy gaan sit. En terwyl almal se oë op hom is, toe het hy opgestaan en hy het die bom laat bars. Lukas 4:21. Toe begin hy hulle toespreek. Vandag is hierdie skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul. Wow, nou 700 jaar is hierdie profesie in hulle midde vervul. En ek dink, daar was sommige van hulle wat dit nie eens agtergekom het nie, wat dit nie besef het nie. Wat Jesus eintlik gesê het, ek is wat die woord sê, ek is. Deur dit te sê, het hy met God saamgestem en het hy in gelid gekom met God. Dis wat Johannes die Doper gedoen het. Toe hulle hom vra, is jy dalk Elia? Is jy die Messias? Toe sê hy nee. Is jy dalk Elia? Toe sê hy nee. Is jy 'n profeet? Toe sê hy nee. En hy doen presies wat Jesus gedoen het. Hy haal skrif aan. Hy praat uit, hy gee vir hulle wat in Jesaja 40 staan. I am the voice of one calling in the desert. Make straight the way of the Lord. Ek dink dit is wat God wil hê ek en jy moet doen. Ons moet begin skrif quoteer en in lyn kom met God se woord. Kyk na skrifte en plekke wat praat oor my en jou. Kyk na die beloftes, kyk na rigtingwysers, kyk na waarskuwings en begin hierdie dinge in jou lewe toe te pas. God se woord praat. Dit is 'n geestelike wet. Maar wat doen ek en jy? Ons praat negatief. Partykeer voel jy sleg, jy voel siek. Dan sê jy, o Here, hierdie verkoue moet net nie bronchitis word nie. Dan word dit dalk bronchitis. Ag nee, nou gaan ek longontsteking kry en ek gaan in die hospitaal beland. As iemand so iets sê, maak jou reg om een of ander tyd hospitaal toe te gaan. Want hy gaan daar kom. Hy spreek dit oor sy lewe. As jy die negatiewe spreek en jy glo dit, gaan jy dit heel moontlik ervaar. Maar wanneer jy die woord begin spreek en proklameer oor jou lewe, gaan jy God se beloftes in jou lewe ervaar. In Jeremia 1 vers 12 sê hy, for I am watching to see that my word is fulfilled. Dis hoekom ons die woord 'n geestelike wet noem. Want God wag om te sien of sy woord in my en jou lewe vervul gaan word, of ons dit gaan aanvaar en dit deel maak van onsself. Ons weet in Jakobus, vergelyk Jakobus die tong met die stuur van 'n skip. Daai stuur is so klein, maar hy kan daai skip se rigting verander. Jou tong kan jou lewe se rigting verander. Ek wonder hoeveel keer spreek ek en jy onverantwoordelike dinge. Sê ons onverantwoordelike dinge oor onsself, oor ons familie, en dan staan ons terug en ons wonder nou, waar het hierdie nou vandaan gekom? Party mense is oor alles negatief, oor die land, oor jou werk, oor jou huwelik, oor die kinders. En dan kan hulle nie verstaan hoekom lewe hulle 'n negatiewe lewe nie. Jy kan nie 'n positiewe lewe lei as jy heeltyd negatiewe woorde uit jou mond laat kom nie. Jy gaan nie oorwinning smaak as jy heeltyd defeat proklameer nie. Ons moet leer om ons woorde reg te kies.
Moenie jou woorde gebruik om jou situasie te verduidelik nie. Gebruik jou woorde om jou situasie te verander. Ek sê weer, moenie jou woorde gebruik om jou situasie te verduidelik aan mense nie. Gebruik jou woorde om jou situasie te verander. Wanneer jy dit doen, beteken dit nie, dinge gaan in 'n kits verander nie. Jy gaan geduldig moet wees. Jy gaan in geloof moet bly. Maar hou aan om God se woord te spreek. Hou aan soos Dawid om die Here te loof en om te sing. As jy daaraan dink, saad val nie net in die grond en dit kom dadelik op nie. Jy wag 'n ruk, jy moet geduldig wees. Ja, ek ken die storie van Jan en die boontjierank, maar dis fiksie. Daai boontjierank het die volgende dag opgekom, maar dit is nie werklik nie. As jy saad saai, gaan dit 'n tydjie neem. Maar hou aan om God se woord oor jou situasie, dit waar jy bid, te spreek. Glo dit. Partykeer moet ons net geduldig wees en aanhou om die Here te loof en te prys. Want dit sal jou geloof bou, wanneer jy sien hoe die Here vir jou deurgekom het. En jy dink terug aan die dinge waar die Here jou uitgehaal het en hoe hy vir jou deurgekom het, dan sal dit vir jou makliker wees om te wag. Een van die dinge wat veroorsaak dat ek en jy verkeerde goed spreek, is vrees. Wanneer jy angstig is en jy vrees, dan sê jy dinge, ek weet nie hoe ek uit hierdie gemors gaan kom nie. Jy begin dood spreek. Jy spreek dood oor jou omstandighede. Vrees is geloof in trierad. Onthou, God gebruik jou geloof, maar die Satan, die vyand, gebruik jou vrees. Kan jy sien hoe belangrik dit is om nie te vrees nie? Wanneer jy vrees, hou aan om die Here te loof en te prys. Dit sal jou binnekant verander. Job 3 sê vir ons, dit wat ek gevrees het oor my lewe gekom. Hy het dit geaktiveer en dinge het verkeerd gegaan. Ek het dit in hierdie week fisies ervaar. Ek leen iemand se bakkie en ek is altyd so bang, ek wil nie in iemand anders se kar ry nie. Wanneer ons in die Kaap is, dan sê my dogter, ek moet met haar kar ry, en ek kyk heeltyd rond. En ek ry met hierdie bakkie, ek is verskriklik versigtig. Ek ry 100 op die highway, en ek kyk net rond, en ek gooi brandstof in, en hulle sê vir my, ek moet agteruitstoot en daar uitgaan, want voor is geblok. En ek sien nie 'n paaltjie agter my nie. En ek stamp die paaltjie. En ek klim uit en ek sien, ja, hier's nou 'n krap aan hierdie bakkie. En ek besef, dit wat Job gesê het, wat ek gevrees het oor my gekom. Gelukkig, toe ek die eienaar bel, toe sê ek het in 'n muurtjie vasgery, maande terug, dis ek wat daai skade gemaak het. Maar ek het dit eerstehands ervaar. Dit wat jy vrees, gaan oor jou kom. Kan ek jou vra vanoggend, wat kom uit jou mond uit? Waaroor mediteer jy? Mediteer jy oor God se woord? Of mediteer jy heeltyd oor jou omstandighede? Of oor dit wat die vyand en ander mense, dalk mense by die werk, oor jou sê? Jy kan nie negatiewe gedagtes koester en dink, jy gaan 'n positiewe lewe lei nie. In Jeremia 1 vers 7 staan daar. Nou hier was Jeremia baie jonk. Ek weet nie presies hoe jonk hy was, dalk weer Jacques, maar hy was baie jonk geweest. En die Here kom en sê vir hom, hy wil hom stuur om die woord uit te dra. En Jeremia sê vir Here, ek dink hy het amper 'n hartaanval gekry. Here, ek is te jonk. Want partykeer as die Here vir ons sê om iets te doen, skrik ons uit ons skoene uit. Toe sê die Here vir hom, hoor wat sê die Here. Toe sê die Here vir my, jy moet nie sê, ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou beveel om te sê, moet jy sê. Woorde is baie kragtig.
God sê, moenie dit spreek nie. Moenie dit verklaar oor jou lewe nie. Gaan doen wat ek vir jou sê om te doen. In Spreuke 6 vers 2 staan daar, you are snared by the word of your mouth. Nou toe ek dit lees, nou, ek is nie Engels nie, toe weet ek nou nie wat beteken snared nie, toe ek het bietjie gaan opsoek. Dit beteken, you are trapped. Jy is vasgevang, jy is getrap. Nou wel, ek het dit nie geweet nie, ons eie woorde kan jou terughou en kan jou trap, dit is wat hierdie ding sê. Baie keer, as ons in die moeilikheid is, bid ons, en dit is reg so. Jy moet elke keer bid. Maar wat sê jy na jy gebid het? Praat jy in geloof, of vra jy vir die Here vir iets? En dan staan jy en sê jy vir jou vrou, ja, ek weet nie, wat gaan ons doen? Wat gaan ons doen aan hierdie saak? Jy het nou net gebid daaroor, maar nou begin jy negatief te spreek. Praat positief. Dit help jy bid net, en dan begin jy negatief praat nie. Matteus 9, ons ken daai gedeelte, en die vrou wat siek was, aan bloedvloeiing, sy was 12 jaar lank siek. En toe sy deurdring na Jesus toe genees sy haar gratis, en verniet, en vinnig, onmiddellik. Maar hoekom? Sy het voordat sy by Jesus uitgekom het sy in geloof gespreek. Sy het gesê, as ek net aan sy soem kan raak, sal ek genees word. Sy het nie gesê, ek mag nie wees nie. Ek hoop Jesus kom na my toe, hier verby, dat ek, nee, sy het gesê, as ek aan sy soem kan raak, sal ek genees word. En sy het deurgedring na Jesus toe. Sy het lewe gespreek, voordat sy genees is. So die beste gewoonte waarin ek en jy kan kom, is om lewe te spreek, om God se woord te spreek, om nie dood oor jou lewe te spreek nie, maar voorspoed. Dit is die beste. Kyk wat sê die woord, spreek dit oor jou lewe. Ek vra jou vanoggend, net laat jy ophou negatief wees, negatief praat, maar eerder positief. Praat God se woord. Ek sluit af met Josua 1:8. En dit som basies alles op. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag. Sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskrywe staan. Laat ons ophou om die vyand kos te gee. Laat ons begin om God se woord te spreek, lewe te spreek. As jy dit doen, sal jy probleme oorkom, sal jy moeilikhede kan face in jou lewe, want Jesus Christus gaan jou help. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Here, baie, baie dankie vir u woord, Here. Here, help ons om lewe te spreek en nie dood nie. Heilige Gees, suiwer ons so, dat ons gedagtes op u gerig sal wees, elke oomblik van die dag. Suiwer ons so, dat ons hart vol liefde sal wees, dat ons liefde kan uitdra, en seën ons en suiwer die lippe van ons liggaam, sodat ons lewe sal spreek en nie dood nie. Dankie dat u Gees die woord lewend maak in ons lewens. Seën elkeen in hierdie oggend, in Jesus naam. Amen.